Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis hier waar ons stadiger dink, dieper kyk en ontdek hoe Jesus nie net toegewerk het nie, maar nou werk. Daar's 'n vreemde ironie in die geestelike lewe. Hoe langer ons met God wandel, hoe meer behoort ons bewus te raak van ons eie behoefte aan genade. Maar soms gebeur die teenoorgestelde. Soms raak mense so seker van hulle eie regverdigheid, dat hulle blind word vir hulle eie gebrokenheid. En dit is die wêreld waarin Johannes 8 afspeel. 'n Vrou wat op heterdaad en egbreek betrap is, word voor Jesus ingebring. Die skrifgeleerdes en fariseërs staan gereed. Die wet is aan hulle kant, die getuienis is aan hulle kant. Hulle hou nie net letterlik klippe vas nie, maar die klippe is reeds in hulle harte. En toe gebeur iets vreemd. Jesus buig af, hy begin in die grond skryf, en vir eeue wonder Christene wat hy geskryf het. Die waarheid is dat ons nie weet nie, maar daar is 'n interessante moontlikheid. Die hele toneel speel af gedurende die loofhuttefees. Dit was die tyd waarin die volk die waterseremonies gevier het en die profete gelees het wat van God as die bron van hierdie lewende water praat. Nou, een van daardie tekste wat Jeremia 17 beskryf en wat hy skryf daar in Jeremia is: die wat van u afwyk, sal in die aarde opgeskryf word. Van hulle het die Here die fontein van lewende water verlaat. Nou, as dit die teks is waarna Jesus verwys, verander alles. Want nou skryf hy nie die vrou se sonde neer nie, hy skryf die sonde van die aanklaers neer. Nie noodwendig hulle spesifieke sondes nie, maar die waarheid van Jeremia. Die mense wat dink hulle staan die naaste aan God, het self die bron van lewende water verlaat. Skielik is die vrou nie die enigste persoon in nood nie, die hele skare het genade nodig. En dit verklaar dalk waarom Jesus dan sê: laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Een vir een loop hulle weg, die oudste eerste, die mense met die meeste jare se ervaring, die mense wat waarskynlik die beste verstaan, hoe baie hulle self op God se genade moes staatmaak. En uiteindelik bly net Jesus in die vrou oor. En let op wat hy doen, hy minimaliseer nie haar sonde nie, maar hy begin ook nie daarmee nie. Hy begin met genade, eers verhouding, dan verandering, eers aanvaarding, dan transformasie. Want dit is hoe die koninkryk werk. Ons wêreld leer ons om eers te veroordeel en dan dalk lief te hê. Jesus leer ons om eers lief te hê en juist daarom die waarheid te spreek. Prakties beteken dit dat ons versigtig raak vir die stem in ons eie kop wat altyd seker is dat ander mense die probleem is. Dit beteken dat ons gereeld vra: waar het ek dalk die bron van lewende water verruil vir my eie opinies, my eie sekerhede, my eie oordeel? By Isa gemeente glo ons is die nommer 1 netwerk vir jou lewe, nie omdat ons almal die regte antwoorde het nie, maar omdat ons saam leer om by die bron te leef. Ons is nie 'n gemeenskap van mense wat klippe versamel nie. Ons is mense wat telkens terugkeer na die een wat lewende water gee. Want die grootste gevaar vir die siel is nie dat ons te min weet nie. Dis dat ons so seker raak van onsself, dat ons vergeet hoe afhanklik ons van genade bly. En miskien begin ware wysheid op die dag wanneer ons ophou vra: wie is verkeerd? En begin vra: Here, wat wil U vandag in my eie hart skryf? Tot môre, mooi loop.